Gerard, as 'n mens kyk na statistieke in Suid-Afrika as dit kom by die geestesgesondheid van die jeug, is dit skokkend. Ja. Ek dink nie ons almal besef hoe ons jeug sukkel nie. Ja, as mens nou net dink aan die druk waaronder ons kinders is. Nou ek kyk ek het 'n 11-jarige, amper 12-jarige in die huis. En ek dink toe ek 12 jaar oud was, het ek nie naaste by die druk gehad wat hy vandag het. En hy's in redelike normale omstandighede waarin hy bly. Ongelukkig net so met my, maar maar die ding is so, ons kinders het verskriklik baie druk. En die statistieke wys dat in Suid-Afrika is 9% van tienersterftes as gevolg van selfmoord. Wat 'n absolute dis 'n tragiese ding om te dink. So. Ek weet 1%, een persoon is te veel. Ja. En daarom het mense die vraag vra, maar wat moet ons doen om dit aan te spreek? En dit is toe ons nou die Project Schools begin het. Was 'n projek waar ons gesê het is dat ons wil en ons met counselors in skole sit, en die rede vir counselors is want bank in skool gaan nie lekker werk nie. Maar ons sit jong jeugwerkers in skole wat saam met jou op die couch sit en gesels. Want partykeer het iemand net nodig om te gesels. Iemand net met iets te deel wat in jou hart aangaan. En ons sien wonderlike stories uitkom as gevolg van die feit dat ons hierdie jeugwerkers in skole sit wat voltyds in skole werk en kinders weet ons kan na hierdie persoon toe gaan as ek iets op die hart het. En ons wil graag jong mense aanstel wat so onder die ouderdom van 25 is, om juis iemand daar te sit wat nader aan die skoolkind is. Nou ek kan onthou op skool het was ek betrokke by 'n tienerbediening en ek het iemand gehad met wie ek kon gaan gesels het. En sy bynaam was Pampoentjie. Nou ek kan nie sy naam eers onthou nie, maar ek weet net een ding van hom. Hy was daar vir my en ek kon met hom gesels het. En hy het 'n verskil gemaak in jou lewe wat jy tot vandag toe onthou. Presies, ek kan nie sy woorde onthou nie. Ek kan nie noodwendig, soos ek sê, ek kan nie sy naam onthou, maar ek kan onthou hy het 'n verskil in my lewe gemaak. En daarom het ons hierdie sê ding binne in Project Schools dat ons wil pampoene wees. Ons wil pampoentjies in skole wees vir kinders wat nodig het om te gesels. So nodig, ek dink die lewe is so gejaagd ook en mens blameer niemand nie, maar daar partykeer soek ek 'n uitlaatklep en dit is nie onderwysers se borde is vol daar, hulle kan nie meer aanpak nie, ouers is besig, almal werk, staan en einde van 'n kind net sit en gesels met iemand en dit is so belangrik. By hoeveel skole is julle betrokke? Ons is tans by 14 skole betrokke, reg oor die land. En ons wil so graag meer, ons eendag het ons ook 'n bietjie gaan Google en gaan kyk hoeveel skole daar in ons land is en daar is verskriklik baie skole in ons land. Maar ons is nou by die stadium in 14 skole en ons werk hand aan hand met die skole. Nou jy het genoem van onderwysers. Daar's soveel onderwysers en onderwyseresse wat so hard werk en wil so graag meer vir die kinders doen, maar hulle borde is vol. En dit is hoekom ons is 100% 'n ondersteuningsnetwerk vir dit wat by die skole gebeur. Julle, dis ongelooflik, baie dankie vir dit wat julle doen, vir die inisiatief, sterkte met Project Schools, mag julle nog uitbrei na klomp skole toe waar dit so nodig is. Dankie vir die inisiatief ook, Lise Marie, en dankie vir die tyd vanoggend. Baie dankie. Sjoe, dit is 'n mooi inisiatief. Gaan registreer, bid saam Sondag, bid vir die leerders, bid vir die minister, dit is so nodig. Bly geskakel net hierna ons terug.